Vanoggend gesels ek met Jean-Marie Jordaan. Sy is 'n vroue skaapskeerder en entrepreneur en baie passievol daaroor. En ons gaan 'n bietjie uitvind wat se oorwinning het sy onlangs bereik. Jean-Marie, baie welkom weer hier by Grootplaas. Baie dankie, ek is bly om vir 'n slag hier so te wees. Ja, ek en jy het omtrent so 2-3 jaar gelede gesels en intussen het jy net hoor gaan. Eerstens, jy's 'n vroue skaapskeerder. Is dit so opwindend soos wat ek dink dit is? Dit is opwindend, ja, maar dit het ook maar sy challenges langs die pad. Veral vir alles jy skielik van 1-2 skapies 'n dag skeer na jy het 8 ure om soveel skaap as moontlik om te skeer. Ja. Dit is 'n big challenge. Ek kan dit dink. Nou vandat ek en jy laas gesels het jy 'n groot 'n fisiese en emosionele oorwinning eintlik maar bereik. Vertel vir my 'n bietjie van dit. Wel, dit was toe ek my eerste 100 skaap geskeer het. Nou, dit sit nie in enige iemand se broek nie, hoor. Ja, nee, ek glo vir jou. Mense vra altyd vir my, nou hoe dit gevoel toe jy klaar was? En ek dink dan verwag hulle nou dat jy vir hulle sê, dit was awesome, dit was great. Dit was. Natuurlik. Maar glo my, was jy moeg daarna. Ek het nodig dat jy vir my meer moet vertel van 100 skape in 1 dag geskeer. Hoe? Dit is my groot vraag. Hoe? Okay. Wel, hoe dit gebeur het is, ek het basies by DG Snyman begin skeer. Hulle het my opgelei en vir my tegnieke geleer wat spesiaal vir vrouens gemaak is. En dit was nie lank gewees nie, toe begin my getalle te klim. Van 1 skaap in 'n uur, na 2 skaap in 'n uur, na 80 skaap raak toe my gemiddeld, en nie kort daarna nie, toe skeer ek my 100 skaap in 1 dag. Was dit iets waarna toe jy gewerk het? Kyk, dit is iets wat ek dink enige skeerder na toe werk, is om elke keer sy persoonlike beste te verbeter. Ja. En in die skeerbedryf, dan wat spesiaal is jy skeer jou eerste 100, dan skeer jy jou eerste 150, dan skeer jy eerste 200. Ja. So, dit was 'n mylpaal wat ek bereik het, want soos ek sê, ek het van skoolskeer gegaan, na die bietjie ervaring, na hier besluit ek nou vandag, skeer ek my 100 skaap. Wat vir my ongelooflik is toe ons laas gepraat het, toe was jy nog betrokke by die skole skaapskeer omtrent gewees, en jy het toe werklik besluit om 'n lewe hiervan te maak, is ek reg? Yes, ek het voluit gegaan, ek het besluit, weet wat, dis you only live once, jy weet, en toe kontak ek vir DG Snyman en sy mense, het hulle van, ja, kom, ons gee vir jou die opleiding, en vandaag het ek net gefloreer. Ja, dit is wonderlik, want dit is eintlik maar om mense drome na te jaag, né? Ja, verseker. So van al die vrae wat ek het ek nog steeds 'n groot, hierdie is 'n ongelooflike ding wat jy bereik het, en ek kan net dink hoe trots jy op jouself is. Wat is daai fisiese impak eintlik gewees? Want ek probeer nou dink, 'n skaap is ook nie noodwendig 'n klein ding nie, en dit moes geweldig moeilik op jou lyf gewees het. Hoe het jy dit reg gekry? Hoe kry mense brein op die regte plek om so iets te kan doen? Dit vat baie support, dit veg baie kop, jy moet heeltyd met jouself praat en vir jou sê jy kan, en die mense wat ek mee geskeer het, was asemrowend. Daar het nie 'n dag verby gegaan wat iemand nie na my toe gekom het en gesê het, hoorie, hoekom sit jy nie liewers, hoekom skryf jy nie posisie so nie, probeer die tegniek. So die mense om jou maak 'n groot verskil, en dan nou meer tegnies te wees is, wanneer dit kom by jou gereedskap. Op skool kyk jy net, jy vinnig, jy sit jou kam en jou cutter op, maar wanneer jy skeer as 'n werk, moet jou gereedskap op 'n standaard wees hoër as wat jy skeer in skool. En dit op die ou einde bring jou op jou sukses wat jy kry. Jean-Marie, ek en jy gaan nou verder gesels. Ek het onlangs met Husqvarna gesels oor hulle baie indrukwekkende produkreeks. Kyk gerus saam. Husqvarna, get it right.
Ek gesels vanoggend met Roan van Skalkwyk en hy is die besigheidsbestuurder vir Husqvarna en vir die Limpopo gebied. Roan, baie welkom by Grootplaas. Baie dankie. Dis regtig lekker om met jou te gesels. Vertel vir my, geef my 'n bietjie 'n oorsig van Husqvarna se produkreeks en ook watter kategorieë is tans die meeste in aanvraag. So Husqvarna het begin in 1689, so ons is al 'n redelike oue company. Ons het 'n redelike verskeidenheid van produkte, van kettingsae, brush cutters, waterpompe, tillers, so ietsie van alles. En veral in die light agricultural area wil ons ook begin inkom. Ek dink as ons kyk na mense sê daar's nie kompetisie, maar daar's altyd 'n bietjie kompetisie, né? Verseker. Wat maak Husqvarna julle produkte spesifiek anders en uniek as dit kom by mededingers, mense ook in die industrie? Wat is daai faktor, daai wow faktor? So ons spandeer baie geld op research and development. Ons produkte word in alle lande, baie lande getoets om seker te maak ons gee die beste produkte vir die kliënt. En ons werk ook hand in hand met die eindverbruiker om seker te maak hulle gee vir ons daai inligting om ons produkte nog beter te kan maak. Ek sal graag by jou wil weet, want ek weet ook hierdie het onlangs gebeur, hoe het die skuif na battery aangedrewe en omgewingsvriendelike toerusting Husqvarna se produkontwikkeling eintlik maar beïnvloed? So Husqvarna het wêreldwyd het ons 'n groot dryf nou om meer sustainable te wees. Natuurlik. En ook om ons carbon footprint te verminder. So daar's 'n groot dryf om oor te skuif van petrolprodukte af na batteryprodukte toe. Hoe vinnig het daai besluit plaasgevind? Sjoe, dit kom al 'n rukkie, maar ja, dit kom al 'n rukkie, maar dit skuif in Europa nogals redelik vinnig. Ja. As ons praat hierso met iemand wat nou nuut is in boerdery. En die lekker ding van gesprekke soos hierdie is, julle is die kenners op die gebied. Watter toerusting of gereedskap van julle byvoorbeeld sal julle aanbeveel vir iemand wat nou wil begin en hulle wil op 'n goeie voet begin? So ons produkte, ons hele reeks is gekategoriseer in 3 verskillende kategorieë en dit is homeowner, landowner en kommersieel. So al ons homeowner produkte sal begin met 'n 1. So as ou miskien 'n kettingsaag sal dit 'n 120 kettingsaag wees en dan 'n landowner sal 'n 3 wees en dan 'n kommersieel sal begin met 'n 5, soos 'n 578 BT wat 'n firefighter blower is. Ja. Om dit makliker te maak vir die ouens om te weet wat hulle moet kry. En as ons nou 'n bietjie in die toekoms inkyk, watter toekomstige vrystellings of tegnologie goed wat vooruitgang wys, maak jou opgewonde eerstens, maar wat behoort julle kliënte opgewonde te maak? Verseker ons robotgrasnyers. Ons is redelik opgewonde oor dit. Ons het nou nuus wat op die mark is wat sonder boundary wires werk. Werk baie soos die trekkers met die RTK system. So jy sit reference station op en jy map hom met jou foon, soos om met 'n Xbox te speel, so dis lekker om dit in te sit. En ja, en dan daar's baie nuwe produkte in daai lyn wat uitkom. Baie dankie, Roan. Vreeslik dankie. Nou vir verdere inligting oor Husqvarna se produkte, besoek gerus hulle webblad by husqvarna.com/za. Husqvarna, get it right. FR Plus, grow and guard your wealth. Gesels nou verder met Jean-Marie Jordaan en sy is 'n baie passievolle skaapskeerder. Jean-Marie, as jy kan terugdink aan daai dag toe jy jou eerste 100 skape in een dag geskeer het en ek wil dit beklemtoon in een dag. Kan jy terugdink aan wat het deur jou kop gegaan? Wat is vir jou persoonlik van die grootste lesse wat jy geleer het in daai ervaring eintlik maar?
Wel, dit van die staanspoor af is dit net iets wat gebeur. Daai dag besluit jy, nou skeer ek my 100. En dit het begin deur, jy begin jou gewone skeer, jy skeer rustig en dan maak jy daai mindshift van vandag is nou daai dag. En daai dag was nou die dag wat ek nou besluit het om my 100 te skeer. Jy soos jy skeer, begin jy jou tempo te lig en weer eens ek verwys terug na die great mense wat saam met my gewerk het en my daardeur gecoach het. Ja. Want sonder hulle sou ek dit nie kon gedoen het nie. Jy tel jou pas op wanneer dit breek is, dan sê jy nee, ek gaan nog half 15 minute van my breek vat. Ek sê vandag my 100. Ek kan nie nou gaan stop nie. Ja. En die motivering wat nie net jy vir jouself gee in daai tyd nie, maar wat die mense rondom vir jou gee, is 'n key point daarvan. As jy jou tegniek aan iemand moet verduidelik. As iemand vir jou vra, maar hoe skeer jy? Wat sal jy sê is uniek aan die manier hoe jy skaapskeer aanpak? Kyk, omdat ek 'n vrou is, het ek nie soseer die stamina en krag wat 'n man het nie. En ek moes dit bitterlik baie vinnig leer toe ek begin net met man skeer. Want jy sien hierdie mans, trek hulle die skaap uit, as die skaap net 'n bietjie ruk, en dan sit net so, en dan is die skaap weer reg, daar staan ek. Ja. Ek sukkel nog om my eerste skaap uit te drag, verstaan? So dit het gegaan van, kyk wat hulle doen, nou besef, ek kan nie dit doen nie. En toe hulle vra, het julle nie asseblief vir my raad nie, ek kan nie net 'n skaap so druk, en dan sit hy nou stil nie. Toe begin hulle vir my te sê, maar probeer meer met jou bene werk. Okay. Toe begin ek meer met my bene werk. En jy sal verbaas wees wat 'n tree terugstap as jy begin skeer of bene bietjie meer te knyp sal doen vir jou. Want dan kort jy nie die krag in jou bolyf nie. Natuurlijk. Want dan sit jy 'n bietjie druk op sy been, dan lê hy stil. Want jy druk op 'n spesifieke plek waar hy besef, okay, hy kan nou nie meer verder beweeg nie. Ek weet jy skeer in hierdie stadium ook nie meer voltyds nie. Is jy nog, waar jy nou is in jou lewe, is jy nog betrokke by skaapskeer? Ek is dalk nie tans aktief nie, maar ek probeer nog steeds hier van in die Klein Willem afrig en bystaan. As een van die meisies wat ek help my 'n boodskap stuur, dan sê ek met hulle, dan help ek hulle verduidelik. As hulle net voel die dag, hulle sukkel by die skole oefeninge, dan is ek daar om net vir hulle daai bietjie ondersteuning te gee van die Ver Klein Willem af. Ag, maar ek moet vir jou sê, ek dink dit wat jy doen is wonderlik en baie geluk met hierdie mylpaal wat jy bereik het en dis regtig lekker om met jou te gesels. Baie dankie, dit was lekker om jou vir 'n slag vir julle ook te sien.